So ek gaan net vinnig rondom die terroir van die Klein Karoo gesels. Die pad wat ons gery het net uit hierdie vrugtebome was minder as 30 jaar terug alles wingerde. En dit was die koöperatiewe era met jou brandewyn, die brandewyn era, die bulk brandewyn era, stookwyn. So die Klein Karoo, die valleie van die Klein Karoo op die diep gronde was maar Colombaard, Chenin Blanc, Saint-Emilion, Uni Blanc en hier en daar is Chenin Blanc. En dit was die begin van die wyn era in die Klein Karoo vanaf die vroeë 30er jare. Dit het drasties verander weens baie redes. En toe eksperimenteel het van die ouens begin port maak in Calitzdorp, in Oudtshoorn teen die berge in die Meringspoort begin Chardonnay plant, hier en daar 'n Cabernet blok. Bruce Jack het destyds Chenin Blanc gemaak van Frostline. En hierso in 1979 is eksperimenteel 'n paar blokkies, 1 hektaar blokkies geplant van Cabernet Merlot, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Franc. Dit is gelewer aan die koöperatiewe kelders en eksperimenteel is wyn gemaak. En soos in ander areas het die ouens begin besef dat daar's 'n uniekheid tot die wyn. Dit is anders. Anders is die wyne van die Robertson Vallei, van die Stellenbosch of die Parel Vallei. En dit is die begin van 'n nuwe era, 'n era wat ons probeer om premium wyne te maak. En vandag nie net droëwyne nie, maar ook dan die wyne van die Calitzdorp area en die soetwyne en nog steeds natuurlik word daar brandewyne gedoen. Maar julle glase vas as die windjie ruk. So dit is amper onregverdig om te praat van die Klein Karoo se wynarea want hy is so uiteenlopend en so ekstreem. Hierdie vallei wat genoem is die Trudeau Vallei is 'n terroir of 'n unieke woord of wyn van oorsprong. Ons sal nou proe, dan het ons Montetjie, die Koo Vallei, dan is die Koo is bo op die berge, 1 kilometer, 1000 meter bo seevlak, ijskoud. En dan het ons die Keisie Vallei. Dan as ons gaan na die Ladysmith toe teen die voethange van die Swartberge het jy weer 'n ander area. En so gaan ons aan na Calitzdorp toe waar jy die diep gronde het, waar jy hange het, waar jy skaal het en waar jy kleigronde het. So ek is 'n voorstander van die Klein Karoo as 'n wynarea omdat dit so uiteenlopend is en so ongelooflik interessant is. Maar jy moet onthou as ons die proe doen vandag, elke area in die Klein Karoo is totaal geheel en al uniek en dit is wat dit ook interessant maak. Jy sal sien dat hier word met pere geboer, hier word met appels geboer en hierdie vrugte is vrugte wat baie hoë koue eenhede benodig in die winter en is ook vrugte wat nie te warm in die somer kan kry nie. En dit het vir ons gelei in hierdie area dat as jy met pere en appels kan boer, kan jy sekerlik ook probeer om met 'n Chardonnay of 'n Sauvignon Blanc of 'n Cabernet te boer. So het elke area sy storie en die wynmakers gaan wanneer ons die wyne proe vir julle meer in detail vertel van hulle unieke terroir van hulle wyn, waar hulle wyn vandaan kom. Wat baie interessant is, as julle net kyk, as julle opstaan, die moedersrotsgesteente van die Klein Karoo is skalie. Engels is shale, Duits noem dit schiefer. Dit was klei wat gegiet het en gestol het, wat nou weer opgebreek word en enige plant, of dit nou 'n peer of 'n appel of 'n wingerd is maar jy kry mineraliteit in jou wyn. Hulle sê jy kan nie mineraliteit proe nie, wat seker so is, maar dit gee 'n ander styl aan die wyne. So die moedergesteente in die Klein Karoo is skalie. Bo op die skalie het jy verskillende vorme van grond. In hierdie geval het ons 'n verweerde klei, ou kleigronde met gebreekte skalie klip, want as die gronde voorberei word met rippers wat ons om 1.2 meter diep rip, dan breek ons daai ou skaliebank daaronder en die klei gedeelte wat bo lê, die vrugbare gedeelte van die valleie het oor miljoene jare van die klowe afgesak met storms. Dis hoekom jy kom is. Daai gronde topsoil wat daar bo gelê het, miljoene jare het oor tyd afgesak in die valleie. Die grondvorm van hierdie blok Chardonnay verskil van die blok Shiraz wat langsin is. Daar is 'n rooier klei wat bo lê. Hier is 'n vaal klei met meer klippies in. En dis hoekom ons fokus het ook verander in Klein Karoo. Dis nie meer groot blokke wingerd nie. Dis klein blokkies op spesiale persele afhangende van die helling, afhangende van die wind en die son. Hierdie is suidelike hand. So dis noord, laat ons suid
Wes en Altes Oos. Wat interessant is ook van die Klein Karoo is, ons sit in unieke bios en klein areas. Daardie berge daar is Tafelberg sandsteen met Kaapse fynbos, dis proteas, dis heide, dis suurgronde, en hierdie kant het ons Karooveld, en in die vallei het ons dan natuurlik wat ons noem die vallei, wat weer alluviale spoelgronde is, en dit is waar die pere en die appels en die verhoorproduksie staan. So dis in kort, die area is laat,